Goeiemôre vriende, ons is dankbaar dat ons vanmôre weer kan saam wees. Wat 'n wonderlike voorreg om dan ook vanmôre weer stil te staan by hierdie laaste gedagte in die reeksie oor deurgrond my o God en ken my hart. Ek het vir u gesê dat die man wat hierdie gebed gebid het is die koning, krygsman en man na God se hart, koning Dawid. En hy wat geweet het dat die Here hom beter ken as wat hy homself ken, het dan ook hierdie gebed gebid met die gedagte en die begeerte en die doel dat die Here hom ook sal vernuwe van binne na buite, sodat hy ook dan die Here meer welbehaaglik kan wees. Ek het vanmôre gedink aan daardie Halleluja lied 299 en daar staan: O my Vader, neem my, maak my rein en heilig, nederig skoon, bring my daagliks tot u nader, na u voetbank voor u troon. Die tweede versie: O my Heiland, was my, vul my met u liefde bovenal, dan skyn niks my van u kruis nie, bring geen afgod my ten val. Die laaste versie is besonder: Heilige Gees, oortrek, oortuig my, skyn op my o lewensson, lei bewaar my, bring my veilig by die ewige lewensbron. En dis my begeerte ook in hierdie reeks vir jou en vir myself, dat ons eerlik voor die Here sal raak, dat hy die diep verborgde sonde sal uithaal, dat hy ons skoon sal maak, dat hy ons rein en heilig sal maak, en dat ons ook deur sy Gees oortuig sal word van sonde, geregtigheid en oordeel, en dat hy ons sal lei in sy waarheid. Kom ons doen 'n gebed saam, dan sluit ons hierdie reeks af, deur so 'n paar vrae nog aan mekaar te vra, en dan by die gevolgtrekking uit te kom, en ook so dan die Here te verheerlik. Vader, baie dankie vir 'n nuwe dag. Dankie dat ons hierdie week deur hierdie baie besondere gedagte uit Psalm 139 kon werk. Dankie vir elkeen wat die waarheid van u woord kon ontvang. Dankie vir elkeen se gehoorsaamheid aan u woord. Dankie vir elkeen se begeerte om meer te word soos Jesus. Sal u self dan ook u wonderlike wil en doel bereik deur hierdie boodskappe, en ag, mag die ewigheid getuig van die vrug van hierdie waarheid tot eer van u heilige naam. Amen. Nou vriende, ons het gister bietjie gekyk na vrae wat jy vir jouself moet afvra, nadat ons bietjie na die prioriteitslys gekyk het. U sal onthou ek het vir u gesê die grootste struikelblok in kinders van die Here se lewe en vir hulle geestelike groei is hulle prioriteitslys, wat dikwels nie in lyn is met God se woord nie. Ek het vir u gesê daar is baie dinge wat vir ons onbelangrik is in hierdie wandel saam met die Here, wat ons as belangrik ag, en dan is daar dinge wat belangrik moet wees in ons wandel saam met die Here, wat ons as onbelangrik ag, en ons het gesien hoe ons tyd spandeer, en dat die dinge van die Here dikwels, ek wil amper sê, heeltemal hier op die agtergrond verdwyn. Ek het vir u gesê en u aangemoedig om werklik u prioriteite te ondersoek aan die hand van die woord, en te vra dat die Here vir u sal wys hoe u lewe voor hom lyk. Ons het gister by die vraag stilgestaan: wat het ek van myself geleer uit die studie? U moes daardie vraag self beantwoord het. Ek het vir u die vraag gevra dat wat dink u nou geestelik van u self nadat u hierdie kort reeksie saam met my hanteer het? Dink u is nog so geestelik soos wat u miskien aan die begin gedink het? Het u agtergekom daar is sekere dinge wat verandering dan ook in u lewe na vore moet bring, dat daar dinge is wat verander moet word, dinge waaraan gewerk moet word? En het ek ook vir u die vraag gevra: weerspieël jou en my prioriteitslys dan ook die eis wat op ons lewens gestel word as burgers van die hemel? Ons het gekyk na die gemeente in Laodicea en hoe hulle gedink het hulle is geestelik, maar eintlik voor die Here betlanswaardig gestaan het. Ek wil nog so 2 of 3 vrae vir u vra, dan is ons klaar met hierdie reeksie. En die vraag wat ek vanmôre vir u wil vra is my prioriteite in lyn met God se sin vir sy kinders? Met ander woorde, sal ek met my huidige leefwyse en aktiwiteite bereid wees om te sterwe en so voor die Here te gaan staan om rekenskap te gee? Jy moet vir jouself die vraag afvra: as die Here vanmôre my lewensdraad knip, sal hy tevrede wees met my lewe soos ek dit tans lewe? En ek moet bely dat ek moet sê: nee Here, daar is dinge in my lewe wat moet verander. Die Here waarsku, en hy sê dit eintlik baie duidelik in Matteus 24 vers 42. Waak dan, omdat julle nie weet watter uur julle Here kom nie. Maar weet dit, as die huisheer geweet het in watter nagwaak die dief sou kom, sou hy gewaak en nie toegelaat het dat in sy huis ingebreek word nie. Daarom moet julle ook gereed wees, want die seun van die mens kom op 'n uur dat julle dit nie verwag nie. Wie is dan die getroue en verstandige diensknegt vir wie sy heer oor sy diensvolk aangestel het om hulle voedsel op die tyd te gee? Gelukkig is daardie diensknegt vir wie die Heer as hy kom op hierdie manier besig sal vind. Voorwaar ek sê vir julle, hy sal hom oor al sy besittings aanstel.
Ek wil jou vra dat jy regtig seker sal maak dat jou prioriteite in lyn is met God se woord en wat God van ons vra. Want die Bybel sê vir ons, die Here kom op 'n uur dat ons dit nie verwag nie. Daarom moet ons gereed wees. Gereed om voor die Here te staan. Ja, dat ons nie loon sal verloor nie. Want 'n kind van God gaan of loon verbeur, of hy gaan loon ontvang, om aan die voete van die Here neer te lê. Mag u en ek nie loon verbeur, omdat ons onverskillig lewe in ons prioriteite nie. Nog 'n voorlaaste vraag, is my lewe Bybels gebalanseerd of ongebalanseerd, omdat ek meer tyd aan minder belangrike dinge spandeer, as aan die belangrike en ewigheidsdinge? Dis 'n vraag wat jy vir jouself moet beantwoord. Ek weet nie wat jy op jou prioriteitslys geskryf het nie, maar ek weet wat ek op myne geskryf het. En glo my, ek moes veranderinge aangebring het. Ek moes met hartseer agtergekom het dat tye van gebed en evangelisasie en tye waar ek miskien meer geestelike boeke en goed moes lees, is eintlik laag op my prioriteitslys gewees. Ja, ek doen dit. Maar ek het geweet en ek besef dat ek dit nie doen met 'n hart wat werklik in lyn is en met die passie en in die begeerte wat daar moet wees in die hart van 'n kind van God om meer van hierdie dinge in sy lewe dan na vore te bring nie. Daarom is die gebed van my hart dat u en ek ook vir onsself die vraag af sal vra, is my lewe Bybels gebalanseerd of ongebalanseerd? En dan die laaste vraag waarmee ek wil afsluit. Skryf ten minste 3 dinge wat jy van jouself ontdek het en dink en bid oor hoe jy 'n beter disipel van Jesus kan wees. Na jy hierdie studie saam met my deurgegaan het en na jou prioriteite gekyk het, skryf net 3 dinge neer wat jy van jouself ontdek het. En dan vra vir die Here, hoe kan jy 'n beter disipel van hom wees? En ag vriende, ek dink dit is baie eenvoudig. Ek dink nie hierdie is, verskoon nou die Engelse uitdrukking, rocket science nie. Ek dink wanneer ons eerlik voor die Here raak, dan kom ons gou agter waar ons tekort skiet. En die Heilige Gees is getrou om ons te oortuig. En die Heilige Gees is getrou om ons te lei in die waarheid. En baie gou kan ons agterkom as ons so deur ons prioriteitslys werk, dat ons aan onbelangrike dinge baie tyd spandeer. En dat ons soms baie verskoning soek, waarom ons nie aan die dinge van God baie tyd spandeer nie. En ons kom baie keer agter dat ons verskonings maar eintlik maar net bedekte leuns is. Dinge wat ons wil gebruik as verskonings en as ons eerlik wil wees, is dit nie werklik verskonings nie, maar dit is eintlik maar net 'n leuen wat ons vir onsself vertel het, omdat ons nie by die dinge van die Here uitkom nie. Ek wil u vra as 'n burger van die hemel, dat u vanmôre eerlik sal wees voor die Here, en dat u vir die Here sal sê, soos Halleluja die 298 sê, Here, gee my 'n hart vervul met lof, 'n hart verlos en bly, 'n hart bespreng met Jesus bloed, gestort ook eens vir my. Hierdie pragtige lied sê, 'n teer en onderworpe hart, waarin die Heiland woon, waar hy alleen bevele gee, waar hy en hy slegs troon. Vers 3 sê, 'n nederige en sagmoedige hart, wat hom getrou betoon, wat in geloof verenig is, met hom wat daarin woon. 'n hart in alles gans vernie, deur u genadewerk, volmaak, opreg, geheilig rein, dit dra u liefdesmerk. Ja, vervul my Heiland met u gees, sien liefderyk op my neer, en skryf diep in my hart u naam, u dierbare naam, o Heer. Ag, dis die gebed van my hart vir myself en vir u, dat ons werklik ons voor die Here openbloot sal stel en sal sê, deurgrond my o God, en ag, kom neem u die troonposisie in my lewe in. Ag, kom regeer u my lewe, want dit alleen sal die moeite werd wees en eendag in die ewigheid iets beteken. Here, neem weg wat hinder, maak vry my gees, dat ek ook vir u dan diensbaar kan wees en 'n getuie vir u kan wees. Kom ons doen 'n gebed saam. Hemelse Vader, ons het u so nodig. Ons besef dat ons vinnig vasgedraai raak in die wêreld met al sy begeerlikhede. Ons besef hoe vinnig ons die dinge van God eenkant skuif en verwaarloos en dan gebrek ly in ons geestelike lewe. In ons verhoudings met mense en Here ook met ons geliefdes. Help vir ons om te besef dat ons verhouding met u is die allerbelangrikste en die uitvloeisel daarvan is dat ons verhoudings met mense en met ander mense en kollegas en bure en vriende en familie beter sal wees. Help vir ons, Here, om ook so ons lewens in te rig dat ons u sal verheerlik en dat ons eer sal bring op u naam. In ons eie krag is ons nie daartoe in staat nie, maar ons vra, Here, dat ons soos
Paulus in Filippense sal bely, ek is tot alles in staat deur Christus wat my die krag gee. Skenk ons genade, Here, om eerlik met onsself en met U te wees en U sodoende dan te eer in ons lewens. Ons bid dit met danksegginge. Amen. Vriende, baie groete, baie seën. Ons sien mekaar môre by die huis van die Here en mag ons harte voorberei vir die waarheid van sy woord tot eer van sy naam. Groete vir u, seën, mooi dag verder. Tada.